Môre geliefdes, welkom in die huis van die Here. So sê die Here, ek is die Here, die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede vir julle, van hom wat was, wat is en wat weer sal kom. Amen. Here, en dankie dat U ons ook nou lei na die bestemming in die woord opgedra. Here, dat deur U goedheid ons in afwagting nou is voor U woord wat ons gaan hoor. Here, dankie dat U self kom en ons by die hand neem, ons lei, ons sterk, ons wys, Here, waar ons moet trap, waar ons moet verbyhou. Here, redder, groot en magtig. Ons raak ook nou stil voor U. Dankie, Here, dat U deur U woord spreek. Ons luister. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit die Ou Testament, uit die profeteboek Jeremia. Jeremia 8 vanaf verse 18 tot Jeremia 9 vers 2. Ek hou vir u voor uit die 2020 vertaling, ek sal in die prediking self daaroor uitbrei, hoekom ons juist die 2020 vertaling kies, anders as die 83 vanoggend. In my Bybel sou jy die 2020 vertaling volg is op bladsy 806 van die Ou Testament. Jeremia 8 vanaf vers 18. Droefheid oorval my, my hart is siek in my. Hoor daar, die hulpgeroep van die dogter van my volk uit 'n ver land. Is die Here nie in Sion nie? Is haar koning nie in haar nie? Waarom tart hulle my met hulle gesneede beelde, met hulle vreemde, nietige afgode? Die graanoes is verby, die someroes is agter die rug, maar ons is nie gered nie. Oor die ineenstorting van die dogter van my volk is ek gebroke. Ek is in rou. Ontsetting het my aangegryp. Is daar dan nie balsem in Gilead nie? Is daar nie 'n geneeser nie? Ja, waarom vind die herstel van die dogter van my volk nie plaas nie? Ag, was my hele kop maar water, en my oë 'n fontein van trane, sodat ek dag en nag kon huil oor die gesneuweldes van die dogter van my volk. Ag, was daar maar in die woestyn 'n oornagplek vir reisigers, dan sou ek my volk verlaat en van hulle af weggaan, want hulle pleeg almal egbreuk. Hulle is 'n bende troueloses. Tot sover, geliefdes, ons skriflesing vanoggend. Dit is die woord van die Here. Gelukkig is ons as ons hierdie woorde kan hoor. Meer gelukkig ons wat dit kan doen, daarvolgens ook kan lewe. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, susters en broers, ons kan sê 'n mensekultuur, so leer die sielkunde veral vir ons dit, en ook mense omstandighede, hoe jy groot geword het, daardie omstandighede. Dit het 'n groot invloed oor hoe ons oor die lewe dink, hoe ons sake in die lewe benader. En dan nou ook, as ons die teologie as 'n gespreksgenoot by die sielkunde voeg, ons kultuur en die manier hoe ons groot geword het direk ook 'n invloed oor hoe ons oor God dink. Van kindsbeen af, die godsbegrippe, as ons aan God dink, geliefdes, is dit beelde wat ons by ons ouers geleer het. By die kerk geleer het, maar veral by ons ouers. En ook in hulle optredes. En hulle het op hul beurt dit weer by hulle ouers geleer. So noodwendig is daar alreeds 'n verskil, alhoewel ons redelike homogene gemeenskap is,
hervormers, dat ons anders oor God sal dink. Hoekom? Want ons almal kom uit ander ouerhuise. En dan ook daarmee saam breed trekke, ons as 'n gemeenskap, as 'n kerkgenootskap wat sekere dinge oor God, belydenisse oor God, dieselfde oor glo, sal daar noodwendig ook verskille wees. Ek dink een daarvan is die algemene beskouing by gelowiges, maar verwysend na die God in die Ou Testament as 'n besondere streng God. Ek wil hê ons moet bietjie stil staan by hierdie woordjie streng. Soos ons God in die Ou Testament ook dan leer ken, streng God, sal mens sekerlik kan sê, ja, teksgedeeltes soos Deuteronomium 27 en 28, of baie profetiese uitsprake waaronder ook vandag se teks val, in die konteks daarvan beeld dit God as strengheid, of God as geregtigheid. Maar dan moet ons ook erken, as die woordjie streng gebruik word, is dit 'n woordjie wat baie emosie by 'n mens noodwendig ontlok. Hierdie woordjie is emotief belaai. Want aan die een kant beleef sommige van ons hierdie woord streng as besonder positief. Hoekom? Want dalk het jy in so 'n huis groot geword, streng, in die positiewe sin dat daar reëls en grense aan jou gestel is en jy jouself daar binne kon uitleef en jy veiligheid in hierdie reëls gevind het, in hierdie roetine. Roetine bring veiligheid by kinders, so leer die sielkunde ons ook. So daar gaan 'n deel wees wat uit hierdie woordjie streng positiewe konnotasies daaraan kan toevoeg, maar ander dalk nie positief nie. Negatief. Negatief dalk in die belewenis juis hoe ons groot geword het. Dalk beleef jy dat jy in 'n besondere streng, rigiede huishouding groot geword het en dan het dit daardie konnotasie van streng as negatief dalk by 'n mens wat dit ontlok. En so gebeur dit ook raak die kinders ouers. En oorkompenseer ons in ouerskap en onderkompenseer ons. Afhangend van hoe ons groot geword het. En daardie kinders raak ook groot. Geliefdes, is iets eenvoudig, maar dit speel direk 'n rol hoe ons aan God dink. Deel van hierdie kompleksiteit sal die mens dan sê, vanuit persoonlike belewenis, wat hulle in die Ou Testament lees, God as besonder streng, en daar is uiteenlopende reaksies daartoe. Maar dit is eintlik die mens, in ons eie gebroke wêreld, wat dinge toeskryf aan God, wat hy nie noodwendig is nie. Daar is nie fout met die karakter van God nie, daar is fout met ons persepsie, en hoe ons die lewe benader. Geliefdes, die probleem is egter verder ook, dat ons ook soms die ander gesig van God, wat nie net, wat gewoonlik in die Nuwe Testament voorkom, in die Bybel, God as besonder liefdevol, dat ons dit miskyk nie, maar ons kyk veral dit mis in die Ou Testament. Want so is dit ook 'n teologiese skeeftrekking en mens sal hoor gelowiges praat daarvan as die God van die Ou Testament en die God van die Nuwe Testament, so asof God 'n karakterverandering in homself ondergaan het. En daarom is dit krities belangrik dat ons na hierdie teks kyk as ons praat van godsbegrip, want wat ons hier raak gelees het, is 'n gesig van God in die Ou Testament, anders as wat mense God gewoonlik in die Ou Testament typeer as 'n streng God. Nou goed, deel van Jeremia 6 tot 8 kondig die oordeel oor Jerusalem en sy mense aan. Maar dan sien ons ook God se medelee met hierdie volkie. Jy moet ook
baie duidelik dit insien, en raak sien op hierdie stadium, wat die oordeel oor Israel aangekondig word, is die ballingskap nog nie naby nie. Dis iets wat hulle hoor dit nog gaan gebeur, maar ons lees ook verder hoe God daarop reageer. God wat vooruit sien, en dit raak sy hart aan. Om te sien hoe die mense in Israel getraumatiseerd word waardeur hulle nog gaan. Hierdie trauma. Ons lees, die Here sê, droefheid oorval my hart is siek in my. Hoor daar die hulpgeroep van die dogter uit my volk, of die dogter van my volk. Dis maar 'n uitdrukking om te sê die nageslagte uit 'n ver land. Is die Here nie in Sion nie? Is haar koning nie in haar nie? Geliefdes, ek dink op hierdie stadium moet ons eintlik duidelikheid kry wie aan die woord is. Wie aan die woord in ons teksgedeelte is. Myns insiens is die 1983 vertaling in hierdie opsig verkeerd. Die vertalers het dit verkeerd om die profeet Jesaja aan die woord te stel. Dit is so beskryf in die konteks en gaan lees gerus jou 83 vertaling. Word so beskryf asof dit die profeet is wat sê my hart is siek in my. Die 2020 vertaling is nader aan die bronteks om uit te wys, maar dit is verkeerd om te dink dat dit die profeet is. Dis God wat hierdie woorde sê. Dis God wat sê, my hart is siek in my. Hoor daar die hulpgeroep van die dogter van my volk uit 'n ver land. Dit is krities belangrik vir ons om dit raak te lees. En selfs as mens ook verder fyn sal lees in jou 2020 vertaling, is daar die vertalers nie eers konstant met die gebruik van God, persoonlike voornaamwoord, wat in Afrikaans ons die voorreg het, dit word duidelik uitgewys, as daar vertel word, hy, word dit met 'n hoofletter geskryf. Jy kan sien wie is aan die woord. Selfs die 2020 vertaling is nie konsekwent in die uitbeelding daarvan nie. Dis teologies, geliefdes, baie belangrik dat ons moet raak sien wie is aan die woord. Dis nie die profeet nie, God self is aan die woord. En die Here sê, waarom tart hulle my met hulle gesneede beelde, met hulle vreemde, nietige afgode? God wat vooruit kyk en sien dit gaan gebeur, alles wat gaan gebeur, sê God ook daarvan, oor die ineenstorting van die dogter van my volk, is ek gebroken. Ek is in rou, ontsetting het my aangegryp. Is daar dan nie balsem in Gilead nie? Is daar nie 'n geneeser nie? Ja, waarom vind die herstel van die dogter van my volk nie plaas nie? Dis die Here, geliefdes, wat hierdie woorde uiter. Gilead, oos van Jerusalem lê, was in die Ou Testament veral daarvoor geken, dat hulle 'n tipe van 'n salf wat wondere nou so glo verrig het, uit boomgom gemaak het. En hierdie salf was in die streek geken daarvoor, as jy die salf van Gilead gebruik, sal jy gesond wees. En waar die Here vra met dit in gedagte, waar is die salf van Gilead, so te sê dan? Selfs dit werk nie. Ons het nogal 'n mooi Afrikaanse uitdrukking daarvoor, as jy sê, geen salf te smeer nie. Jy sê, met daai persoon gaan dit nie werk nie, dit help nie, jy probeer, dan sê ons kinders, daar is geen salf te smeer nie. Geliefdes, in dieselfde opsig staan hier eintlik, geen salf te smeer. Israel is verlore. Hulle is verlore in hulle sonde. Hulle het die koers verloor en hulle sê dit self. Israel sê die graanoes is verby, die someroes is agter die rug, maar ons is nie gered nie. Nou geliefdes, die oestyd in die ou nabye ooste is in die somertyd. So daarom hierdie melding van die somertyd, die oestyd is 'n tyd van vreugde, is 'n tyd van opwinding, dis 'n tyd van hoop. En Israel sê, ons is nou in daardie tyd, ons is veronderstel om nou goeie tye te beleef, ons doen nie. En dan op die koop toe nog is dit winter wat voor lê.
Dis verby. En hier vind ons wat die Here daaroor sê, God in rou, ontsetting wat God aangryp, hierdie emotiewe taal. En dan in Jeremia 9 vers 1, die Here se woorde, nie die profeet se nie. Ag, was my hele kop maar water, en my oë 'n fontein van trane, sodat ek dag en nag kon huil oor die gesneuweldes van die dogter van my volk. Geliefdes, ek dink dalk die fout wat in 83 gemaak is 'n fout wat ons as mens, lees net hierdie vers 1. Dit krap 'n bietjie, dit kom nie natuurlik tot die mens om God te beskryf in sulke emosie van taal nie. Ons praat van die oog van die Here en die hand van die Here, maar in hierdie geval is dit die oog van die Here wat huil. Dat dit vreemd aan die mens is om God so uit te moet druk. Dat die vertalers gekies het om te sê, kom ons sê, dis liewers die profeet wat dit sê, nie God nie. Want wat sê dit van God se almag is eintlik die vraag. God wat rou, treur. God met betraande oë, God wat huil. Die mens wil dink dat dit iets aan God se almag moet doen, as God homself so weerloos maak, want dit, soos ons goed weet, is 'n emosie van die mens wat weerloosheid uitspel. Maar God, en daarom het ons dit vanoggend reg moet lees. Dis God wat huil. Dis God wat huil in hierdie konteks oor die sonde van Israel. En mens wil bly vra, maar hoe is dit moontlik? Here, hoe kan so iets gebeur? Want hulle is moeswillige mense. Kyk ons maar net wat Israel keer op keer gedoen het. En God keer op keer vergewe. Op hierdie stadium sê ons nog Israel, die moeswillige volkie, want ons het hulle geskiedenis hier, maar dan begin hierdie teks nader en nader aan die huis kom. Waar ons vir Israel sal sê, geen salf meer te smeer. Besef ons geliefdes, hierdie woorde in Jeremia is evangeliewoorde. Is woorde wat van Christus getuig. Blye boodskap. God wat deel in menslike emosies. Christus wat mens geword het. Ons lees elders in die Nuwe Testament, dit strook met wat ons sê, Jesus het gehuil. Maar tog bly dit vir ons 'n vreemde gedagte, hierdie weerloosheid in te dink, God wat huil. Ek kan dink vir die mense van die Ou Testament nog meer. Weerloos. God se hartseer en die lyding wat hy beleef oor sy volk se sonde, geliefdes, maak hom egter nie magteloos nie. En dis wat ons die volgende trap in verstaan moet raaktrap. Dis juis nie God wat menslike emosies kan voel, beleef, dit deurleef, dat dit sê hy is een of ander swakkeling soos die mens nie. Dit is geen roof aan sy godheid nie, aan sy almag nie. Dit bring juis sy liefdeskrag in beweging in Christus. Dit is wonderlik dat ons kan lees van God wat huil. En daarom, waar mense in 'n hospitaalbed lê, waar mense, geliefdes, deur die stampe en stote van die lewe in ons dag oorweldig word. Ja, waar mense ook gaan deur dinge wat ons sal sê hulle eie toedoen is. Geen salf te smeer. Bly God steeds naby in medelee.
Mense wat dit nie verdien nie, en skielik is dit nie vingerwys nie, dis mense soos ons. Hoor die evangelie. Medelee, liefde. Ons lees in Jeremia 9 vers 2, ag was daar maar in die woestyn 'n oornagplek vir reisigers, dan sou ek my volk verlaat en van hulle af weggaan, want hulle pleeg almal egbreek, hulle is 'n bende troueloses. Die skriflesing wat daar eindig, laat ook so al verleemte. Wat kan mens nou nog sê na daardie woorde? Dit haal die wind uit die seile uit. Geliefdes, juis op daardie woorde resoneer die werklikheid van die evangelie van God, waar hy ook vir ons sê, maar ek kan nie. Waar ons hier iets van die Here sien en sê, sou ek maar in die woestyn kon wegvlug, weg voor Israel se sonde. Sou dit moontlik wees? Maar die Here sê, ek kan nie. Jy kan hoor hierdie liefde wat dryf en passie wat in Christus vergestald word. Waar die Here sê, ek kan hierdie mense nie los nie. So getuig die evangelie. God kan nie. Ons word groot met die gedagte altyd God kan, hoor my hart en duidelik, maar as daar een ding is wat God in sy almag nie kan doen, is dit om hom te distansieer van die mens. Om sy rug te draai van die mens. God kan dit nie doen nie. Ons sien dit in die Ou Testament en dit spoel oor tot die evangelie waarheid. En jy hoor in hierdie woorde 'n stuk ironie en daar's 'n kreatiewe spanning ook in hierdie teks, juist daaroor in die evangelie waar ons sal lees, deur sy wonde, deur sy seer, het daar vir ons genesing gekom. God wat sê, ek kan nie hierdie mense los nie. Geliefdes, dan heroorweeg ons weer ons eie godsbegrip. En ja, godsbegrip, oor jare bou ons dit op, maar daar is sekere dinge in ons godsbegrip wat ons ook moet afbreek. En sou dit dalk wees, as ons vir God voorgestel het, streng in die sin van negatief. Ek praat nie van streng in die sin van positief en 'n God van geregtigheid nie, want dit is hy ook. Maar sou dit wees dat ons na God kyk en hom so verstaan, God as 'n streng God in die negatiewe sin is dit deel van ons godsbegrip wat ons moet afbreek en opbou met evangelie bakstene, woorde, Christus. Gesig van God wat ons dalk na moet kyk wat trane in het. Maar dis trane wat in beweging sit. Dis trane waar die liefde seevier in Christus. Dis nie hopeloos nie. Dis trane van hoop. Maar geliefdes, dan lê daar ook 'n groot oproep. As dit is hoe God is, net een van die vele aspekte binne die kompleksiteit van sy God wees, hoe kry ons dit as sy kinders reg om ons medelee vir ander hok te slaan? Of oor 'n ander te oordeel en te sê, geen salf te smeer nie. Hoe kry ons dit reg wat die woord van God aan ander moet bring, en dis nie net die predikant nie, dit is die ampt van gelowige. Ons elkeen, waar ons gaan, bring ons die woord van God. Hoe kry ons dit reg om die nood van ander mis te kyk? Geliefdes, mag ons raak sien dat ons juis die gesig van God vir die wêreld daar buite is. Die wêreld wat na ons kyk en hulle die afleiding maak, so lyk God. Dit laat mens bang
om te dink, is dit wat die wêreld na ons kyk en die gesig sien, is dit die werklike gesig van God? Watter gesig wys ons na die wêreld? Mag ons, laat ons hierdie gesig van God, ja, selfs die gesig met trane, al laat dit jou ongemaklik, dit staan in die woord, mag ons in ons passie en liefde ook daardie gesig uitleef vir die wêreld daar buite. So leef ons die wese van God uit. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons raak stil in die besef dat ons nie te vinnig en te selfverseker en oortuigend ja hierop antwoord, Here, dat ons volmaak U gesig na die wêreld toon nie. Vergewe ons, Here. Here, dankie dat U ons ook lei en wys hoe daardie gesig lyk. 'n Gesig van medelee en liefde en betrokkenheid. 'n Gesig, Here, wat ons in die lydingstyd herwaardeer. Here, dankie dat U ook naby aan ons is in die medelee waar ons dalk selfs 'n verwronge gesig na buite wys, is U naby in liefde. En Here, dat ons as kerk erns sal neem in U woord wat wys hoe daardie gesig lyk. Ja, 'n God van geregtigheid, maar 'n God van volmaakte liefde, genade, en tussendeur alles, God wat geraak word deur dinge waardeur ons mense gaan. Dankie, Here, dat U daarom weet. Ons eie trane en hartseer en verlies en pyn en bekommernisse is U nie ver daarvan. U weet. Daarom, Here, kan ons ook in vertroue dit in U hande gee. In vergesigte van hoop. Here, dankie dat U ons by die hand lei. Maar dat U ons ook ernstig vanoggend in die gesig van liefde as die God van geregtigheid vermaan. In Jesus naam bid ons dit. Amen. En daarom kan ons ook nie anders nie as om ons geloof te bely. Kom ons bely ons geloof in ons harte aan die hand van die geloofsbelydenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, en wat terwille van ons die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word,
wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons elkeen ontvang dan nou ook die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor. Aan julle sal hy sy vrede gee. Amen.